Hallo julle, dis weer tyd vir nuus en nutshell met julle favourite Frisky Mariski. Wat die actual het gebeur, okay? Net laas week het ons gepraat oor Trump, die Trump wat sê, they are doing horrible things in South Africa. En nou, julle, verlede week het Trump aangekondig dat hy die refugee status vir Afrikaners, okay, die boere, oopmaak vir Amerika. En weet julle wat is die mees shockingste van dit als? AfriForum, SAI, even die Vryheidsfront het gesê, dankie, maar nee dankie. En julle wat hierdie saak al lank volg, okay? En ek weet nie wie van julle volg selfs wat AfriForum en sê nie, maar bossies in 'n nutshell het hulle gesê, baie dankie dat jy ons hart hoor en ons lied hoor, president Trump, maar ons wortels is in Suid-Afrika geplant en ons wil nie gaan nie. Ek het ook gesien dat daar al klaar in, kom ons sê 'n matter van 2-3 dae, 10,000 aansoeke is, of visits was, na die website toe, om aansoek te doen vir refugee status. So, ek weet nou nie, hoeveel van julle oorweeg om aansoek te doen? En my vraag is net, is dit net oop vir ons boere en die boere se families en van wat van ons tappet Afrikaanse mense wat van Kreersdorp afkom? Julle kan ons nie hier los nie. Okay, kom hier Frisky Mariski, kom meer. Nee, ek grap met julle. 'n ander ding wat vir my baie interessant was, jy weet, as jy so kyk na die statements en so aan, ek het al omtrent 3 stories oor geskryf, is dat, jy weet, baie van ons, in Engels noem ek het civil rights organizations, want julle weet ek skryf in Engels, jy weet, sê hulle dat hulle is dankbaar dat Trump kan sien dat die kakkie spat, okay? Maar terselfdertyd, jy weet, sê hulle dat hulle soek hulp om, ek wil basies sê, om Afrikaners se regte in die land te bevorder. Iets interessant was julle wat ek wel gesien het van die AfriForum se press release of press briefing wat Saterdag gebeur het is. Jy weet, hulle het allerhande goedjies gelys wat hulle graag sou wil hê, soos legislation wat hulle hulp mee nodig het. Maar 2 goed wat vir my ook uitgestaan het is, en dit is die teerpunte was hulle soek hulp met die Department of Education, dis obviously te doen met ons Bella-wet en dan die controversial song Kill the Farmer, Kill the Boer. So dit is basically, in a nutshell, hulle grootste probleme. Maar as jy baie mooi na die press release van lees, wil AfriForum ook nie gaan nie. Weet julle wat was vir my die snaakste gewees? So julle weet, nee, ek glo altyd en ek glo in Suid-Afrika, ons Rainbow Nation is soos 'n dysfunctional familie, nee? Met ander woorde, ons beklei soos boeties en sissies, en julle weet hoe boeties en sissies kan beklei, maar laat daar 'n geleentheid is vir ons om saam te staan. Daar's min dinge wat die Suid-Afrikaners so goed kan doen so saam staan. Ek bedoel, kyk net na die Driekes geveg, kyk net as ons bokke wen, you know, en wat vir my baie snaaks was, is, jy kry so 'n paar liberale mense, wat byvoorbeeld sê, yes, go back, take the white people, wat, en dan kry jy die Afrikaanse mense, wat op die post kom en sê, dit was nie ons nie, dit was hulle, ons wil nie gaan nie, en dan was daar nog snaakse comments, wat gesê het, julle, moenie dit doen nie, hulle gaan dink ons hou julle hostage in Suid-Afrika. Nie jok nie, nee. Ek het actually gedink, ek wil eintlik kyk, ek wil dit meer explore hierdie hele refugee ding. Maar om met julle dood eerlik te wees, ek weet nie of ek myself ooit envision het om in Amerika te gaan bly nie. En dan, ek het vra julle, hoe is die weer daar, okay? Ek weet hulle het nie load shedding en nie, maar julle moet admit, as 'n Suid-Afrikaner, they make us strong, ja, okay? Ek glo Suid-Afrikaners is van die mees resilientste mense, okay? En, may I add, ons vat nie kak nie. Ek bedoel, as jy even 'n wit Suid-Afrikaner vat, en jy sit hom teenkom en sê,
'n Nederlander, Australianer. Ons sal meer goeders oorleef, want ons het dit hierso geleer. Ek weet. Ons beklei so baie goeders in Suid-Afrika. Ons het load shedding, ons het die EFF, ons het dit, ons het dat. Maar julle, daar's min dinge wat my hart so snare, so kan roer, soos 'n Suster Bettina, of 'n lekker Mendoza, of, ag julle, 'n lekker cheese en nyama. Ek bedoel, with all the corruption and kak en drama, it is still a beautiful country, you know? En ek weet tot nie juist of ek so gretig my tassies gaan pak en oor see gaan nie. Sorry short julle. What an interesting time to be alive in South Africa, soos gewoonlik. Hierdie is 'n developing story. Ek kan nie wag om te sien wat actually wat gaan gebeur nie. En weet julle wat is my die mees confusingste van dit al? Het Charlize Theron nie gesê daar's net 44 Afrikaanse mense nie? Waar is daar nou 10,000 van hulle wat aansoek doen om Marseille te gaan? Grap nie. Dis in 'n nutshell. Met Frisky Mariski. Like, comment en share. En sê vir my, is julle van plan om te waai, Marai? Of gaan julle bly?